Goeiemôre. My ma het in Babanango in Zululand groot geword. En sy het vir my die intensiteit van die Zulu groet Sawubona, het sy vir my geleer. Sawubona het 'n baie diep betekenis. Hy sê ek sien jou. Ek sien jy het 'n geskiedenis. Ek sien jou ambisie. Ek sien jou poging om iets van die lewe te maak. Ek sien jou verlange na intimiteit. Ek sien jou verlange na om ergens iets van hierdie geskenk van die lewe te maak. En ek eer jou daarvoor. En ek dink dit is waarvoor ek vandag hier is, dat ek jou wil groet en ek wil jou ontmoet waar jy is. En ek sien die manne se poging raak. En die manne se pogings en self ene wat self jou in die lewe probeer inskouer, is dit wat ek raak sien. Ek sien ook hoe die manne suksesvol is en hoe mense baie keer swaar kry. Maar die interessante ding is, as julle my nou vandag sien, wat is my lewe? Nou die dag sien my dogtertjie, sy is nou groot, maar sy was in graad 1, nou sê haar juffrou, sy sien ek op Facebook, ek is op allerhande plekke, sy sê, het lyk of jou pa 'n interessante lewe het, maar kan nie uitmaak wat hy doen nie. Want ek travel hier en ek gaan daar en ek is in hierdie land en daai land, en nou sê, wat doen jou pa eintlik? Nou kom sy na my toe en sê, papa, wat doen papa nou eintlik? Ek sê, wat het jy vir juffrou gesê, doen papa? En sy sê toe, my papa is 'n live speaker. Want weet jy wat is vir my poging? Want as ek sien hoe mense probeer iets maak van die lewe, en ek sien dat dit swaar gaan, en ek sien dat dit nie altyd maklik is nie, en ek sien dat die dinge baie keer rof gaan, dan word die coach in my wakker, en die coach in my word wakker, en ek sê, maar luister, ek wil jou help om iets van die lewe te maak, ek wil lewe spreek in jou besigheid, ek wil lewe spreek in jou lewe, ek wil lewe spreek in jou liefdesverhouding, ek wil lewe spreek in jou verhouding met jou kinders, en daai ding van om 'n live speaker te wees, daar's genoeg mense op die lewe wat jou afpraat, maar ons moet mekaar begin oppraat in die lewe, en as ek dan wil lewe bring as 'n live speaker vir julle, dan is dit wat ek vandag hier wil doen. Maar ek is nie die hoofcoach nie, ek is die hulpcoach. Die interessante ding in die lewe is, ek het gou agtergekom dat as ek lewe spreek, die krag wat deur my vloei, is nie my krag nie, maar is die Here se krag. As ek dit in my eie krag doen, as ek teen 10:00 die oggend klaar, is soos wat 'n selfoon wat nie ingeplug is nie. Maar as jy permanent ingeplug bly, dan kan 'n mens aangaan. Maar weet julle manne, wat sien ek ook? Ek sien ook dat, ek sien die poging raak, maar ek sien ook dat elke gesprek op aarde, wat manne mekaar groet, want as manne mekaar mos groet, dan sê hulle, gaan dit, dan sê hulle, yes man, dit is lekker, en dit gaan goed met my, en alles is reg, en shap, en shapa one, en alles. Maar ek weet, meeste gesprekke wat ons het op aarde, begin met 'n leuen. Want jy sê eintlik, dit gaan goed, maar so tussen jou tande sê, maar ek lieg. Want ons sien mos nou alles op Facebook, sien ons nou mos alles die hoogtepunte, ons sien mos alles die mooi prentjie. Maar jy weet nie wat is die prentjie agter die prentjie nie. Nou die dag moes ek daar by die Christen manne praat oor die backstory van my lewe. En wat is al die houe wat jy gekry het? So as 'n mens dan nou so goed, dan sien almal die voorkant, maar hulle sien nie al die as jy nou so stap, sien hulle nie altyd al die knocks wat jy gevat het in die lewe nie. So ons het mos maklik om nou te wys hoe lyk die goeie storie. Maar ons sien nie hoe lyk die ouens daaronder nie, want eintlik wat 'n ou vir jou sê, luister ou maat, ek is stikkend. Ek feit nou, want manne kan ons nou nie erken dat jy eintlik dat dit nie goed gaan nie, want ons het mos, die vroue se wêreld is community, as 'n vrou mos 'n probleem het, dan gaan sit hulle by 'n koffie-shop en die vrou met die grootste probleem is die sentrum van belangstelling en almal bespreek haar probleem. Die man sal dit mos nooit doen nie. Ek bedoel, jy sal mos nou gewoon vat en jy sal mos gewoon sit en sê nee, ek moet nou competence toon hierso, want dis die reël. En as ek nie competent is nie, dan trek ek terug in my grot tot ek 'n antwoord kry. En dan kom ek uit en sê I'm the man. En as jy dan nie 'n antwoord kry nie, dan loop jy rond soos 'n brombeer. En ek dink dit is die wêreld wat 'n mens sit, dat meeste van ons gesprekke begin eintlik met 'n leuen. Dat jy sê, maar ek lieg. So hier sit 'n mens en mens sit op 'n plek wat jy sê, maar luister, ek is nie op 'n lekker plek altyd nie. En interessant, jou lewe is altyd op 8 vlakke. Dit kan met jou fisies, kan jy top fiks wees, maar finansiëel nie lekker nie. En dit kan met jou, jy kan eintlik fantasties verhoudingsgewys goed wees, maar of die besigheid gaan nie goed nie, of die besigheid gaan goed, maar die verhouding gaan onder, of jy het jou familie verloor in die proses. So ons sukkel heeltyd om al hierdie balle gelyk op te hou, om op te rol boontoe. En vandag is my goeie boodskap vir jou, dat die Here het jou lief genoeg, dat hy jou gaan ontmoet,
en vind waar jy is. Al is jy stikkend, al is jy uit mekaar uitgesny deur 'n tong, 'n skerp tong, of as jy uit hierdie swaar kry van die lewensintensiteit beleef, hy gaan jou ontmoet waar jy is, maar hy het jou te lief om jou te los waar jy is. En ek dink dit is die lekkerste van die Here, dat hy nie gee nie om in wat se toestand jy hier aankom nie, wat se toestand jy voor hom kom staan nie. Dit is, hy sê jou, ek gaan jou daar ontmoet en ek gaan jou verder vat. Weet jy, hoekom is ons so stikkend? Waar kom al hierdie gate vandaan? Ek sit met my, baie keer is dit mense wat jou seer gemaak het, dis mense wat die fundament onder jou uitgetrek het, dit is die finansiële vloer wat uitgeval het, dis mense wat jou beledig het, mense wat jou gekroek het, in die rug gesteek het, jou geld gesteel het, of dis 'n pa wat net eenvoudig nie daar was nie. As ek coaching verkoop, die interessante is, dan moet ek ook coaching gebruik. Mens kan maar sê 'n Mercedes verkoopsman wees as jy nie een ry nie. En ek sit en ek het in Dubai nou gaan, en ek het vir 'n Franse besigheidskool daar gaan dinge aanbied vir 'n klomp 30 doktorale studente, en ek besef maar ek kan net een vliegtuig verder, kan ek na my coach toe gaan. Ek het 'n ou coach, en as jy nou visualiseer nou Karate Kid, Mr. Miyagi, dit is presies hoe hy lyk. Hy is so lank, hy's 'n Christen besigheidsman, sy konsultasiefirma was gestem as nommer 1 in Singapore, rondom die draai van die eeu tot 2010. Hy het Singapore Airlines gekry om die pryse te wen as die beste. Hy het letterlik elke groot omtrent korporatiewe instansie in die wêreld het hy onder andere wat daar is coaching voor gedoen. Maar hy het begin dat hy as coaching gedoen en counselling, en hy het ook vir die korrektiewe dienste, vir die tronke gewerk in Singapore. En hy vertel vir my 'n interessante storie. Hy sê, Gustav, as jy, hy sê, al daai mans, net 'n oomblik. Hy sê, al daai mans in die tronke, hy sê, op Moedersdag stuur omtrent 60-70% vir hulle, daai tyd was dit nog kaartjies, Moedersdag kaartjies. Hy sê, op Vadersdag, 3%. Hy sê, waar lê die probleem? Daar was nie paas wat ingespreek het in hulle lewe nie. Ons gesels daaroor, ons het 'n ongelooflike lekker 1,5 dag van coaching gehad. Ek wil op 'n tyd met iemand gesels. Nou sê Mr. Koo, sy naam is Mr. Koo on team. Nou sit ek met Mr. Koo en gesels en ons sê, maar weet jy, wat is die probleem met paas? Paas kry nie die balans van Christus reg nie, van liefde en regverdigheid nie. Die Here is mos 'n God van liefde en regverdigheid. As jy te veel regverdigheid gee, te hard is, dan rebelleer jou kind. En dis hulle wat in die tronke beland. Dat jy probeer hom so hard hou, maar hy spring uit aan die ander kant. As jy geen struktuur gee nie, is die ou wat ook in die tronk beland, want hy het geen respek vir reëls nie. Want hy spring hierdie kant uit, hy het geen gehoorsaamheid nie. En as jy 'n afwesige pa het, dan het jy letterlik niks nie. Dan het jy iemand wat in depressie wil inval, wat jy heeltyd sê, maar dit is neglect, dit is totale afskeep. Dat jy sê, wat die mense stel nie eers belang nie, hulle doen nie eers die basiese moeite om my menswees te erken nie. En ek dink daai 3 aspekte het ek gaan sit, en ek het gaan sit en besef, maar waar is dit wat ons gate in die lewe vandaan kom? Waar is hierdie probleme, waar kom dit vandaan? En daai ding is natuurlik, kom uit mense kinderdae uit. En ek wil hê, jy moet ook, miskien is jy gelukkig soos ek het hierdie genade, nie 'n perfekte pa nie, maar 'n great pa gehad, wat my geïnspireer het. Maar ek het genoeg stikkendheid, as ons 'n kompetisie gaan hou, oor waar die stikkendheid in die lewe is. Nou die dag gaan my dogter deur 'n moeilike tyd, en ek sê, ag man, die lewe is eintlik goed. En toe ek so deur my lewe gaan, te besef ek hierdie nak het jy daar gevat, en daar het ek in die hospitaal geland, en daar is my nek, was ek so naby aan die dood met 'n rugbybesering, en daar het ek hierdie ding beleef, en daar het daai persoon my gekroek, dat ek my geld gesteel, nou nog 'n klomp dollars, wat ek die ou daar in Dubai van onthou, en ek wil, jy sit en jy het al hierdie knocks wat jy vat, en al hierdie goeders het gate wat dit in jou lewe maak. Ek wil jy met jou hand so vat, en maak eintlik jou linkerhand, vat jou hand so, en onthou die 5 grootste sere wat jy in jou lewe gehad het. Met ander woorde, ek wil hê, toe daai persoon wat jy vertrou het, jou genak het, daai persoon nie opgedaag het vir jou nie. So ek wil hê, kyk net so, en ek gaan vir jou 30 sekondes stilte gee daarvoor. Vat jou hand so, en onthou hulle so 1 vir 1. So 1 vir 1, dat jy sê maar, daai ene, dit was nie lekker nie. Die 5 seerste sere in jou lewe. Right. So mense, daai 5 sere, hulle sit in 'n ou se lyf. Nou wil ek jy moet weer na daai hand kyk. As jy na daai seer kyk,
En jy kyk na hom en sê, my maggies was ek in daai storie, dis interessant, dis so lank terug, maar ek het vir coaching gegaan, of ek het vir counseling gegaan, dit is heel, dan los jy hom. Maar as jy na die ander een kyk en jy kry nog so 'n gevoel van, dit was nie lekker nie. Jy kyk na die volgende een toe jy sê, moenie hierdie ding oopmaak nie. Wat praat jy nou, Gustav? So as jy op jou hand enige, kom ons noem dit nou maar, ervaring het, dan weet jy, daar's nog 'n stuk stikkindheid wat nog nie lekker is in jou lewe nie. En dit is hierdie stikkindheid wat ek wil hê ons moet vandag aanspreek. Weet jy wat doen hierdie stikkindheid aan ons? Dankie. Hierdie stikkindheid maak dit ons dat daar 3 gate in ons lewens is. Ek wil op 3 van hierdie gate wil ek fokus. As jy nou dink wat daar met jou hand gebeur het jy aanvaar gevoel toe dit gebeur het? Jy het nie aanvaar gevoel nie, jy het lekker verwerp gevoel. Het jy veilig gevoel toe dit gebeur het? Nee, jy het glad nie veilig gevoel nie, jou sekuriteit is gekompromiteer. Het jy gevoel dat jy geliefd is in daai oomblik? Nee, jy het nie. En dit maak dat 'n mens, in plaas van dat jy op die voorvoet leef, dat jy letterlik proaktief leef, dat jy dan op die agtervoet begin leef. En as jy so op die agtervoet begin leef, dan in plaas van om uit die volheid van jou menswees te leef, dan probeer jy die gate volstop. En dan probeer jy daai gate volstop en dan probeer jy aanvaarding soek en sê, sien my raak, sien my raak. En dan probeer jy aanvaarding soek en sê, luister, as ek daai status kry, dan gaan die mense nou van my hou. En dan val ons in daai ding in van dit gaan oor wat jy ry en wat jy kry en wie jy vry. Dan wil jy die trophy wife hê en dit is dan en dan is die versoeking baie naby dat jy sê maar ek wil hierdie gate toemaak deur girls, gold en glory. So ek wil dit nou ingooi. En ek dink hierdie hele proses van 'n reaktiewe bestaan wat 'n mens kan gaan sit, is dan dit wat vir ons dan regtig vir ons baie groot moeilikheid in die lewe bring. Dit is die rande, rokke en die roem wat die val is van so baie mense, want in daai jaag na roem, in daai jaag na rande, dan raak jy so obsessief. Ek kry my eerste miljoen, ek kry my tweede miljoen, ek kry my derde miljoen, ek kry my hartaanval. En ek praat nou die dag by maatskappy tydens 'n teetyd toe kom die PA van die baas na my toe sê, hoe het jy geweet? Dis presies wat gebeur het. Ek het dit nie geweet nie. So mense, dit is waar ons dan sit, dat jy dan in 'n chase begin betrokke raak, wat jou begin opvreed. Met ander woorde, in plaas van dat jy uit die volheid van jou menswees leef, dan leef jy uit die reaktiwiteit om hierdie gate van die verlede te begin toestop. En ek dink dit is wat Paulus noem die ou mens. Dat jy allerhande nonsens aanvang om hierdie gate toe te stop. Want jy dink as ek nou nog 'n meisie of nog 'n dit of nog 'n paar, dan gaan ek nou gelukkig wees. En dit is wat Paulus sê, maar dit is die ou mens waarvan Paulus praat. Hy sê, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Die slegte wat ek nie wil nie, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. Ek elendige mens. Wie gaan my verlos van hierdie doodsbestaan? En ek dink dis wat ons baie keer moet kom. Wie gaan ons verlos van hierdie doodsbestaan? Dat jy sê, maar luister, dis 'n sat manier om te lewe. Dit is 'n reaktiewe op die agtervoet manier van lewe. Dit is jy's heeltyd agter en jy kry nooit nie. Jy wil nog hê en nog hê, maar dis nooit genoeg nie. En ek dink daai ding is wat ons dan by mekaar moet opkom, dat ons sê maar vandag wil die Here jou daar ontmoet en sê ek het jou so lief dat ek sê ek gaan jou nie so los nie. So wat is die basiese boodskap vandag? 2 boodskappe. Die Here sê ek wil jou heel maak en as jy heel is wil ek jou effektief maak. So die eerste helfte praat ek oor dat die Here jou heel maak, want as jy voor jy enige nuwe besigheidsding aanpak, voor jy enige nuwe verhouding aanpak, maak seker dat jy heel is. Want weet jy, daar's 'n baie eenvoudige beginsel. 'n Stukkende mense kan nie heel verhoudings bou nie. Stukkende mense kan nie heel besighede bou nie. As jou kar, jy kan die grandste een onder die lot wees. Jy kan nou die dag in Dubai sit ek daar en daai nuutste Phantom Rolls Royce staan daar buite. En ek het nog 'n nuwer weergawe nou die dag in München gesien. Ek sien dit is 'n amazing kar, maar as daai kar se wiel stikkend is hy wat? 'n Ongeluk wat 'n plek soek om te gebeur. So as jy nie vandag gaan sit en sê, luister, ek gaan erns maak, ek gaan ophou fyt, ek gaan ophou sê, dit gaan goed, maar ek lieg. Mense kom met 'n realistiese ding na jou, gaan kyk in die spieël en kry 'n reality check, en sê maar, kry 'n posisie. As jy van een plek na 'n ander kom, moet jy jou posisie bepaal.
En jou posisie is baie keer nie goed nie. As jy hierdie GPS van jou wil gebruik, wat is die eerste ding wat gebeur? 3 satelliete tel jou op en hy gee vir jou posisie. Dan sê jy is in die moeilikheid om maar jy moet hier uitkom. Jy is nie op 'n goeie plek nie. Ek het nou die dag so in 'n township gery, waar die paadjie so nou word, dat ek so my kop so begin wegsteek, dat hulle nie kan sien, dat hulle hierdie ou wil aanval of so iets nie. En dan sê jy, ek is nie op 'n goeie plek nie, nou met my GPS my weer hier uitkry. So die eerste ding is, kom ons kry 'n reality check, en dit is wat die Here sê, maar kom, ek gaan jou ontmoet, maar ek gaan nie vir jou, in jou, kom ons noem dit, in jou seerigheid, gaan ek jou net bevestig nie. Weet jy wat is die slegte counselling wat nou so daar plaasvind in die wêreld? Mense kom met hulle stukkendheid, dan sê die counselors, ag maar is maar okay, ek affirm jou in jou situasie. Ek sê regtig? Dis presies wat gebeur. Niemand challenge jou nie. Sê meneer, dis nie jou skuld dat jy is wat jy is nie, maar dis jou skuld dat jy bly wat jy is. En ek dink daai ding is dat jy sê maar tot op 18 of tot op 21 in my tyd, kan jy nog sê dit is my pa se skuld dat ek so is, of dit is daai een se skuld dat ek so is, of dit is daai ene wat dit en daai seer aan my toegedien het. Maar van 18 af moet jy en 21 moet jy verantwoordelikheid vat en sê, okay, dis nou nie my skuld dat ek is soos ek is nie, maar dis so waar, nou vat ek verantwoordelikheid. So, die Here, die lewe het vir my 'n bal gegee, maar nou moet ek die bal speel. Ek kan nie sê, nee, vat die bowler weg nie, dit is ek bou slegte balle vir my nie, jy moet beter leer bat. En ek dink, dit is die ding, jy kan mos nie sê as jy die goalkeeper is en sê, maar sjoe, nou het Ronaldo verby, so ek was die slagoffer van die goalkeeper nie. Jy moet bietjie leer spring. So ek dink in daai opsig is dit 'n punt wat ons dan by kom, dat ons sê, kom ons kry 'n reality check. En as mens dan daai reality check kry van daai stikkendheid, dan moet ons ook erken dat daar 3 tipes mense is wat hierop reageer. En dis waar ek manne nogal vind, en kyk of jy jouself in een van die 3 groepe terugvind. Ek kry ouens wat moeg is, man. Hy's moeg. Hy sê ek het opgegee. Onthou hulle Jordan Peterson het ons gesê, dit is onthou hulle daai krewe, dis die een wat verloor het. Dis die een wat sê ek het soveel verloor, ag ek gaan nie eers meer probeer nie. Dis die ou wat sê, ag man, dis klaar, ek karring nou maar net aan. Dan kry die ander ou wat nog intens probeer. En hy probeer intens, maar daai stryd eet hom op. Hy's besig om homself te consume. En dan kry jy een ou wat nogal redelik sukses bereik het. En hy sê, ja, maar ek het 'n paar goeders bereik en ek is die top dog en ek is die alpha male. Maar weet jy, in hierdie stikkende staat het jy 2 gevolge wat jy het. Mislukking gaan hart toe en sukses gaan kop toe. En dit is in die stikkende staat wat dit gebeur, dat jy val of in arrogansie, en kyk, ek is beter as die res manne, of jy val in totale depressie, dat jy gaan sit en sê, luister, ag, ek kan nie meer nie. En ek dink in daai opsig, vir die ou wat in sukses verval, daai ou slap gewoonlik nogal 'n plafon. Nou kom ek verduidelik dit vir jou met 'n storie. My lewe is, as jy my nie op 'n interessante ander plek sien nie, dan sal jy my in die Drakensberge vind, en waar ek in grotte, ek hou van die stede met die blink liggies, maar ek hou van grotte in die Drakensberge. En as jy op daai punt kom, dat jy sê, maar luister, ek het nou die toppunt van sukses bereik. Eendag op 'n stadium besluit ek, kry ding my beet, ek sê, luister, ek wil nou nie die hoogste piek in die Drakensberge klim nie, ek wil nou die hoogste piek in Afrika klim. So Kilimanjaro, dis 6000 meter, daar begin hoogte siekte intree, jy kan breinideem kry, daar's 'n hele klop. Wie van julle manne het Kilimanjaro al geklim? Kyk, daar's daarom eendag. En nou as jy Kilimanjaro klim, daar's op 'n stadium wat jy so, die suurstof raak so min, dat jy sit en dink, nou wat op dese aarde het ek nou gedoen, hoekom het ek nou hierdie ding begin doen? En dan, what was I thinking? En dan lê daai probleem van jou soos 'n berg voor jou. Dis daar waar ek weer die goeie ou Psalm 121 se waarde weer ontdek het. Dan sê ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. So as jou probleem soos 'n berg voor jou lê, kan jy baie keer gewoon net sit en sê, weet jy wat, ek ken die persoon wat hierdie berg gemaak het. Is dit nie amazing nie? Hy's groter as die berg, hy's die skepper van die berg. Maar dan is jy nog gelukkig, uit die groep van 6 het net 3 dit gemaak, van ons het dit gemaak, want jy begin middernag klim, want die gruis is so los, met die nag vries, dit is minus 30 grade Celsius. Jy moet 'n skibril op, as jy jou skibril afhaal, dan begin jou oogwatertjies vries, dat jy moet hom ophou, want as hy begin krap, dan verniel jy jou oog permanent.
So, jy moet in die middel van die nag opklim en dan het jy sonsopkoms daarbo is en dan moet jy vinnig weer afkom daarna. Maar die kort en lang daarvan is, dan staan jy baie keer bo en dan voel jy, man, ek is bo en ek het die hoofpyne, want daai hoofpyn slak jou soos 'n hamer, ek het die hoofpyne oorkom, ek het hierdie ding, en ek het die sukses deurbraak gemaak. Wie van julle het al deur die pyndrempel gebreek? En daai ding, min mense ken dit, maar as jy daai ding beleef, dat jy daar bo kom en daai endorfien inspuiting en daai pyn is vir 5 minute weg. Maar dan kom hy pyn weer terug na die tyd. So vir daai oomblik is jy dan dink jy, I'm on top of the world, I'm the man. En dan slat hy jou weer. En na die tyd dan so 3 maande daarna, dan sê jy nie glo en jy wys vir almal die foto's en jy sê maar, ja, I'm the man, ek het dit gedoen. En weet jy, ek kyk so 4 maande later, kyk ek na die foto's en dit was nou lekker. En ek sê nou maar, hoekom het die ding nie vir my al die vreugde gebring wat ek wou nie? Want ek kyk toe daarop, hoekom stref jy 'n post-sukses leegheid? Want weet jy, daar's nie net manne wat sukkel, daar's manne wat super suksesvol is, maar hulle slaan 'n post-sukses leegheid. Hulle slaan daai doldrums, wat daar nie wind is nie. En ek noem dit post-achievement depressie. Want jy het iets daar gaan soek, en jy het niks daar gekry nie. En weet jy wat is daai ding? Ek kyk daai foto, nou sien ek staan daar met die bord van Kilimanjaro in my hand, hy het nog afgeval, ek het hom opgetel, en ek kyk daar en ek sien, wat sien ek daar? En ek kyk rondom my en ek besef op daai foto is daar niks. Daar's niks. Daar's niks meer nie, alles is hieronder, daar's niks. Ek is nou op die kruin van sukses. En daai leegheid van sukses slak my daar. En weet jy, dit gebeur as jy jou miljoene gemaak het en as jy alles gekry het wat jy wou en as jy jou prestasies bereik het en gedink het sukses gaan jou vreugde bring. Want weet jy waar leef meeste mense? Ek is nou okay, ek is nie in 'n gemaksone nie, ek is in 'n ongemaksone, maar as ek net dit bereik, dan gaan ek gelukkig wees. Ons is almal ons nou, ons het nog 'n bietjie hoop. Die ouens wat hoop verloor het, dis die een kategorie. Die ander ouens sê ek het nog hoop. As ek dit nog maak, ek gaan dit nog maak, dan gaan ek. Maar weet jy wanneer is jy geboks? Wanneer jy alles gekry het waarvoor jy gehoop het. En jy is nog steeds nie gelukkig nie. En jy tref daai leegheid. En dit het met byvoorbeeld sportsterre gebeur, soos het julle geweet 2 Wimbledon kampioene het selfmoordpogings gehad. Want as jy het alles, ek wil jy's die fikste op aarde, jy het die fisiek van wat enige man wil hê. Jy het huise op 5 kontinente want jy speel die ATP. Jy's letterlik, jy het alles, maar dan het jy niks nie. Want jy het op 'n menslike vlak in jou eie menswees, in jou eie leegheid, in jou eie deficiency, jy het dalk hierdie ding gedoen om gate toe te stop. Nou wat is die antwoord hierop? Wat is die antwoord hierop? Meneere, die antwoord hierop is dat ons hierdie ding dis gewoon nie vrouens hier na te bring nie. Want anders dink hulle dis een of ander show. Dis net 'n manne dus julle stel in elk geval nie belang nie. Maar weet jy wat moet ons doen? Ons moet letterlik van hierdie stikkindheid ontslaa raak. En ek dink hierdie ding moet jy sê, maar luister, ek is klaar met die ou mens. Ek wil hierdie ou mens vat en ek wil sê, luister, ek is nou moeg vir daai stikkindhede, want hierdie stikkindhede maak dat ek stupid goeters doen. Dit maak dat ek my naam weggooi, dit maak dat ek goeters jaag, dit maak dat ek rokkerrande en roem jaag. En ek slaan eintlik my naam in te plank. Want die mense kan sien, jy's obsessief. Wat jou dryf is 'n obsessie en is nie iets diepers nie. Nou, wat noem ek hierdie manier van menswees? Ek noem dit die outside-in menswees. Van buite na binne, hierdie ding gaan my gelukkig maak. As ek dit nog kry, van almal vir julle, van die hande so en sê, kom on manne, kom on. Van buite na binne, van buite na binne. Dis hierdie ding gaan my gelukkig maak. Nee, okay, julle ken daai een. Ek sien julle skit met hierdie. Ek weet ja, maar mense, waar eindig dit? Wat is die endgame van hierdie ding? Die endgame is, hierdie is die doodsbestaan. Dit het nog 0 vervulling gebring. Dr. Phil het altyd so op baie program met Oprah, dan sê mense, dis wat ons doen in die lewe, dan het hy so 'n sarkastiese opmerking, dan vra hy vir mense, and how's it been working for you? En hoeveel geluk het dit vir jou so lank gebring? So dis daai een, okay, dit het nou nie gewerk nie. Nou wat is die antwoord daarop? Die antwoord is baie eenvoudig. En die antwoord is iets wat ek wil hê, as jy dit beleef het, wil ek saam met jou bly wees, as jy dit nie wil beleef het, wil ek hê vandag moet nie 'n dag later as vandag wees wat jy dit beleef nie. Want die teendeel van buite na binne, dit bring geen vervulling nie.
want jy gaan nie daai aanvaarding gat toemaak nie, jy gaan nie die sekuriteitsgat toemaak nie. Ek het een kliënt gehad, hy sê, "Joh, Gustav, my passiewe inkomste per maand is net so 7 miljoen, maar ek voel bietjie onveilig. Ek dink nie dis genoeg nie, dis ek sê jou blikstorm man, jy is besig om nie te bieg nie, jy is besig om te breek hier aan. So mense, daai ding maak jou nie vol nie, maar wat maak jou vol? En party van julle manne het daai ding al beleef. En ek wil hê, sit jou hande daarbo, bring hulle af onder toe, en sit hulle so toe. En sit die woorde by, van bo, na binne, na buite. Weet jy, dit wat jou vol maak, is nie een of ander menslike poging nie, dis 'n ontmoeting, dis 'n encounter. Dit is iemand wat jou gaan voorstaan en sê, weet jy, ek sien jou poging, ek sien jy is klaar praat, jy's moeg, maar kan ek vir jou die beter ding gee? Kan ek vir jou lewende water gee, dat jou dors weg is? Kan ek vir jou daai volledige vervulling gee? Mense, as jy daai aanraking met die Here het, dan is geloof nie meer vir jou godsdienst nie, dan is dit nie 'n hoorsê dingetjie nie, dan is dit nie 'n stel reëls nie, dan is dit wat jy aangeraak is van bo, jy's heel gemaak van binne, jy's vol gemaak van binne, en jy word oorlopends toe vol, dat jy uitloop na ander mense toe. En ek dink binne daai wêreld is dit die kern, en dit is dan wat die Here vir 'n mens wil doen, hy wil jou volledig heel maak en vol maak. Maar die eerste kategorie mense, die mense wat so van buite na binne is, weet jy wat, julle het sulke besigheidskollegas, ek noem hulle die VDP's. Weet jy wat is 'n VDP? Is a very draining person. Want omdat hy leeg is, wil hy jou gebruik om sy gate vol te maak. Hy sal jou geld steel, hy sal jou misbruik, hy sal al daai dinge doen. Die VDP's. Wie van julle het op julle selfone so 'n paar VDP's daar is? Daai ou bel en sê, ek weet man. Dis net ek wat sulke, julle ouens het nie, julle het nie sulke, dis net ek wat sulke, sulke ouens het. Maar weet jy, dan het jy 'n ander tipe mens. Dan het jy die mens wat aangeraak is deur die Here, heel gemaak is deur die Here, vol gemaak is deur die Here en oorlopends toe vol raak. Die vorige ou is 'n bodemlose put. Hy's 'n uitputtende mens. Mense, as jy nie heel is nie, weet jy wat is my vraag dan vir jou? Dink jy dis lekker vir ander mense om saam met jou te leef? Dink jy is lekker vir jou vrou om saam met jou te leef? Weet jy wat ek vraag wat ek altyd vir mense vra? Dink, is dit lekker om saam met jou te leef? En as jy klaar is met mense, groei hulle of bloei hulle? Voel hulle gebruik of voel hulle bemagtig? Dis al wat ek vir jou vra. En as jy wonder of dit die geval is, gaan vra net vir die mense, is dit lekker om met myself saam te leef? Maar as jy wil verander van 'n bodemlose putmens na 'n fonteinmens, toe gelukkig het ek ook op my selfoon so 'n paar nommers net. Partykeer dan doen ek letterlik 'n presentation, want ek sit baie keer vir die tyd sit ek my selfoon aan. Dan bel iemand my en dan kan ek sien dit kom, dan dink ek, dis so lekker ou om mee te praat, maar ek weet, kan ek nie gou vir die groepe oefeningie gee om te doen, ek is so lus om met hierdie ou te praat. Weet julle, dit is, het julle sulke mense op julle fone? Ek noem dit die fonteine. As jy met hom gepraat het, is jy verfris na die tyd, jy voel sommer lekkerder na die tyd. Nou, ek vra eintlik vir jou die verkeerde vraag, want die verkeerde vraag is, het jy sulke mense op jou foon? Weet jy, jou naam is ook op 'n ander ou se foon. So die werklike vraag is as hulle jou naam sien op daai foon, wat se reaksie het hulle? Hier is 'n VDP, 'n very draining person, of hier's 'n VIP, wat nie 'n baie belangrike persoon is nie, maar 'n very influential person. Weet jy wat is influential? Dit is iets van jou vloei uit, influence, dit vloei uit jou uit in iemand anders in. En jy kan dit net doen as jy aangeraak is van bo, heel gemaak is van binne, vol gemaak is dat jy oorlopends toe vol raak en dan begin dit uitloop na ander mense toe. En in my boek is daar net 2 tipes mense op aarde, stikkende mense en heel mense. En jy kan hulle met 'n stok uitken. En daar's soos bergfietsryers, hier's 'n paar fietsryers wat hier sit, Rian en dis meer. Jy kry net 2 tipes bergfietsryers. Die wat al geval het en die wat nog gaan val. So jy kry net 2 tipes mense op aarde, die wat stikkend is, almal van ons gaan stikkend word. En die wat heel geword het. En as jy heel geword het, dan is jy nie deel van die probleem nie, dan raak jy deel van die oplossing van die probleem.
Mense het ons hierdie ding geadverteer het ons gesê, jy is gebore as 'n oplossing vir 'n probleem. Wat is die eerste ding wat die Here wil doen? Hy wil sê, maar hou nou op om deel van die probleem te wees. Want jy stikkindheid broei stikkindheid, want jou stikkindheid gaan oor, want hoekom het jou pa dit aan jou gedoen, want sy pa het aan hom gedoen. When is the buck going to stop here? Dat jy sê, maar tot hier toe, nou gaan ek in die hemelse Vader se oë kyk, en ek het niks nodig nie. Weet jy, nog 'n ding van stikkende mense, weet jy wat is die ding van stikkende mense? Jy is manipuleerbaar. Want jy sit altyd, jy kan sê maar, daai vrou kan so 'n bietjie jippie swaai, of daai man kan so bietjie vir jou sê, maar luister, hierdie ding, as jy dit doen, gaan jy baie geld kry, en dan gaan jy bevordering kry, en dan werk jy deur die nagte. Hoeveel van my kliënte, het hulle hom so leeg getap, dat hulle sê, sy diens was so waardig, dan moet hy deur die nag werk, dan stuur hulle 'n limousine, om hom gou-gou huis toe te vat, dat hy gou 'n shower kan vat, en terug gaan werk toe. Dit is nou, die maatskappy sê, ek gaan dit so uit jou uitpers. En as jy dan 'n behoefte aan aanvaarding, sekuriteit en liefde het, dan is jy manipuleerbaar. Dan kan hulle die vloer vee met jou. Maar as jy sê, maar ek het al die aanvaardinge, kyk in my pa se oë, geen om wat se aardse vader ek had, kyk in my pa se oë, ek het al die aanvaardinge in die wêreld, ek het al die sekuriteit in die wêreld, dieselfde krag wat Christus uit die dood uit opgewek het, is tot my beskikking. Ek het al die liefde in die wêreld, ek het niks nodig nie. Weet jy wanneer is 'n man nogal redelik onaantastbaar, wanneer hy niks nodig het nie? So, geef my aanvaarding. Ek geniet aanvaarding, maar ek het dit nie nodig nie. Ek geniet liefde, maar ek het dit nie nodig nie. Ek is nie obsessief nie. Ek geniet dit. So, dankie vir die erkenning. Maar nou kan ek dit aangee, want ek is vervul. En as die Here jou volgemaak het op daai manier, dan wil die Here sê, maar right, nou wil ek jou effektief maak. So vandag net twee sake. Ek wil jou heel maak en ek wil jou effektief maak. Want dan is jy nou bruikbaar. Want dan is jou hele lewe nie net 'n reaktiewe bestaan om die gate van die verlede vol te stop nie. Dan is jou lewe dat jy op die voorvoet proaktief begin leef. En ek wil elk van die manne op die 3 kategorie, die man wat sy hande moeg geraak het, wil ek vandag vir jou sê, jy hoef nie weer moeg te wees nie. Kom staan weer op, kom weer terug op die veld en gaan pluk in by die Here en glo my. Jonges word moeg en mat en die jong manne struikel self, maar die wat op die Here wag kry nuwe krag. Amen. Vir die ou wat intens nog probeer, wil ek sê dankie dat jy nog energie het, dankie dat jy nog probeer. Maar kom ons vat net daai energie en ons maak dit van reaktiewe energie, maak ons dit proaktiewe energie. Jy sal nie kan glo nie, jy kan miskien 3-dubbel bereik wat jy gaan bereik as jy dit uit die regte motivering uit doen. In die motiveringssprekers wêreld praat ek baie van maatskappye, dan sê ek, het jy deficiency motivation of het jy abundance motivation? Deficiency motivation gaan jou siek maak. Abundance motivation gaan die wêreld gesond maak. Want jy gee uit die volheid van jou talent. En vir die super suksesvolle ouens wil ek die volgende sê. Weet jy, ek wil vir jou die volgende sê, dat dit is baie keer lekker, daar is mense wat die kruin van sukses bereik. En wat dan daai leegheid tref. Ek sit eendag met 'n vroue kliënt, en sy was regtig die top, baie effektiewe vrou. Sy is die baas van 'n baie groot instansie, 'n Engelse vrou. En onthou, as 'n coach is my taak nie daar om mense te streel nie, my taak is om mense te stretch. Ek sê, congratulations ma'am, you've reached the peak of success. But sorry to say, you're only halfway. So sy sê, what? Ek sê, ma'am, weet jy wat? Alles wat jy my vertel is net ek en my, en dit is ek wat dit gedoen het, en dit is my sukses, en kyk hoe great is ek, en I'm the woman, and I'm the person. I'm the man uit 'n man se oop. Ek sê vir weet jy wat, jy het die piek van sukses bereik, maar jy het gegaan deur al die fases van sinking to survival, survival to stability, stability to success, maar jy het nog nie ontdek, daar's 'n volgende vlak, success to significance nie. Want daai vlak is, want hierdie is die kruin van sukses, ek het dit bereik en I'm the man, maar dat jy sê dat ek myself weggee. Weet jy, daar's 3 vlakke van waarde in 'n man. Dis die waarde wat jy net het, al is jy 'n builmoordenaar, 'n ex-murderer, dan het jy nog regte, hulle moet vir jou regsverteenwoordiger gee, jy het menswaardigheid. Maar dan vat mans en hulle vermeerder hulle waarde, en hulle sê, ek word sterker, en ek word beter, en ek word fikser, daarom kan ek 'n beter spanlid wees, daarom kan ek meer druk vir my span en my span laat wen, met ander woorde, ek vermeerder my waarde. Maar dan is daar 'n derde vlak wat jy kom, jy sê, maar luister, ek begin hierdie waarde weggee vir ander mense. Daar's 3 vlakke van waarde in 'n man. En ek dink, baie van die mans is al baie naby aan die kruin van sukses, en sê, maar weet jy, ek het hom, hy kyk so vir my,
soos daai Kilimanjaro is, jy kom eers op die kraterwand, dan dink jy het dit gemaak, dan is daar nog 'n rukkie. Maar dan, as jy sien die sukses, jy sien hom so al. En weet jy, vir jou wil ek sê, wil jy nie verby Maslow gaan nie. Weet jy wat het Maslow fantastiese motiveringsraamwerk. Weet jy, ek sal my besimpeld werk want ek is honger. Maar ek sal my veilig nou gevaarstel. Dan is ek nou honger, nie meer honger nie, dan wil ek nou veiligheid hê, wil ek 'n veilige huis hê. Dan wil ek nie net weer in my huis wees, veilig nie, ek wil daarom saam met mense in my huis wees. Dan wil ek affiliasiebehoeftes, so biologiese behoeftes, veiligheidsbehoeftes, affiliasiebehoeftes. Ek wil daarom saam met 'n goeie vrou in daai huis leef en goeie kinders. Maar dan wil jy nie sommer net nog 'n man vir 'n vrou wees nie, dan wil ek 'n spesiale man vir 'n vrou wees. Ek wil die een wees wat die Comrades gedoen het. Ek wil die een wees wat daai ding bereik het. Ek wil die een wees wat iets spesiaals bereik het. So dan het ek nou aktualiseringsbehoeftes. En dan wanneer jy letterlik al jou potensiaal, party manne bereik het. Hulle is die allrounders. Wanneer ek nou alles bereik het, dan sê Maslow, jy's nou self geaktualiseer. Jy het elke stukkie potensiaal het jy nou gesluit. Maar vir wat? Sodat jou vakansiehuis kan leeg staan, sodat jy al hierdie goed vir jouself hou, sodat jy al hierdie goeders net vir rondom jou sukses en jou binnekringetjie hou. Is daar nie iets dat die Here vir jou gesê het, maar jy's geroep om 'n verskil te maak nie? Gaan jy dan net 'n verbruiker wees of gaan jy 'n verskilmaker wees? Gaan jy net 'n toerist wees of gaan jy 'n transformeerder wees? Wat gaan jy wees in die lewe? En ek dink dis op daai punt wat jy kom, dat jy sê, maar weet jy, daar's iets wonderliks, daar's 'n deurbraak wat jy maak, wat die Here vir jou gee. Ek het vir jou alles gegee. Kan jy nie dit dalk begin weggee nie? So dis die dinge wat jy weggee wat jou ryk maak, dis daarmee wat jy aan mense raak. En dit is from success to significance. Dat jy sê, my lewe is daar ter wille van ander mense, dat ek 'n verskil maak. My eie coach sê vir my, hy sê vir my, weet jy sal dit nie glo nie, eerste helfte van sy lewe coaching, counselling, baie, toe korporatiewe consulting. Hy sê, daar kom 'n dag in sy lewe, die Here sê net vir hom, gee jou besigheid weg. Ek sê, Mr. Kool, wat doen jy toe? Hy sê, toe gee ek my besigheid weg. Hy sê, ek gaan bid saam met my kompeteerder, ek sê vir hom, hier is die besigheid, kyk mooi daarna. Hy vra nie eens geld nie, die Here voorsien soveel geld vir hom, dat hy nou 'n wêreldtransformeerder is, dat hy in die wêreld, hy sê, maar ek wil nie net vir maatskappye help nie, ek wil die wêreld 'n verskil maak. Dat hy reg deur die wêreld reis, en elke Singaporese politikus kom sit, en as hy verkies is as politikus, kom sit hy, en hy gaan deur Mr. Koo se etiese leierskapskool. En hoekom is Singapore 'n eerlike plek? Want hy instill ethical leadership. Wat is Suid-Afrika se ondergang? Deficiency leiers, wat stikkend is, wat die gate van die verlede, die verwerping van die verlede wil volstop met 'n klomp geld, en dies meer en dink hulle gaan, en intussen verwoes hulle die wêreld. So mense, wat het ons nodig? Ons het heel mans nodig. So dit help nie, jy gaan doen leierskapopleiding met 'n klomp stikkende leiers nie. Weet jy wat kry jy as jy skills training doen met 'n maffiabaas? 'n beter maffiabaas. Weet jy wat kry jy as jy skills training doen met 'n skurk, 'n beter skurk? So, wat is die 2 stappe? Ek wil nie jy met jou bemagtig voordat jy nie heel geword het nie. En dan gaan jy net 'n groter ongeluk maak. Sit 'n sterker engine in vir daai kar met die stikkende wiel, net 'n groter ongeluk. So mense, 2 boodskappe vandag: heel word en effektief word. En as die Here dan vir jou sê, maar ek wil jou heel maak, dan sê, maar nou wil ek jou 'n man met 'n plan maak. Nou wil ek hê, jy moet 2 goeders doen. Jy moet jou lewensroeping vind, en jy moet jou plan effektief maak. Weet jy, as life coach, is ek alles baie vereenvoudig. Daar's 2 goeders wat 'n mens verskriklik gelukkig maak as 'n man. 'n Werk wat by jou talente pas, dat jy voel ek kan die ding doen, en 'n intieme koneksie verhoudinge. Daai ding is wat die lewe gelukkig maak. En hoe vind jy die eerste een? Jy vind jou life purpose. So mense, as jy vandag hier sit en sê, wat moet ek met my volgende lewenshoofstuk doen? Weet julle wat? Dis wat ek na my coach toe gevat het. Ek het 'n effektiewe lewe, maar Mr. Kook moet elke keer ek kan mos nie op laasjaar se strategiese plan leef nie. Ek moet mos nou 'n nuwe een maak. Dan sit ek by hom en sê, wat sê die Here vir my? Hoe moet ek my volgende lewenshoofstuk uitleef? Wat moet ek het hierdie talent. Want mense vat in die ander hand wat jy het. Die ander hand het jy talent, jy het ervaring, jy het selfs 'n bietjie geld, jy het 'n klomp dinge wat jy in hierdie hand het. En dan die Here sê, maar goed, jy het 'n talent. En hoe vind ek my taak vir die volgende hoofstuk? Of ek nou op die rand van aftrede staan, of ek nou al afgetree is, of waar ek ook al is. Jy het 'n klomp talente, die wêreld het behoeftes.
Here sê, dink jy ek het hierdie goed vir jou gegee vir jou eie selfsugtige diens? Nee, jy moet verby sukses na significance toe gaan. En weet jy, as jy nog meer wil geld maak en nuwe besighede wil begin, weet jy wat vat jy? Jy vat wat in jou hand is en jy sê ek het oplossings en die wêreld het probleme. En dan moet jy die twee bymekaar bring. Dis hoe jou life purpose vind. 'n Life purpose word gebore wanneer jy 'n talent by 'n probleem, by 'n behoefte uitbring. En selfs al doen jy aansoek vir 'n pos, wat is 'n curriculum vitae? Dis 'n talentbeskrywing, dis 'n ervaringsbeskrywing. Wat is 'n posbeskrywing? Dis 'n behoeftebeskrywing. Wat doen HR? Hulle bring die talente en die behoefte bymekaar en hulle gee vir jou geld. Wat doen 'n entrepreneur? Hy wag nie vir HR nie. Hy wag nie vir advertensie nie. Is daar behoeftes in die wêreld? Het jy talente? Nou koppel die goed net met mekaar. As jy wil sê, maar hoe gaan ek geld maak in die volgende ronde? Hier's die resep, maak so. As jy krap waar dit juk, gaan iemand jou betaal. So daar's 'n behoefte, jy het 'n vermoë. As jy goeie tuindienste het en iemand anders het dit en jy kan dit ongelooflik mooi driedimensioneel uitlê vir hulle gaan jou betaal. So mense, hier is dat jy in die wêreld wat daar 'n klomp probleme is. Ons moet na die Here se skepping kyk. Daar's elke werk wat jy het, elke man wat hier het, se behoefte, se geld wat jy maak, is omdat jy 'n behoefte vervul. As jy nie 'n behoefte vervul nie, gaan jy ons nie vir jou geld betaal nie. So mense, hoe vind jy jou life purpose? Jy gaan sit in die spieël. Ek ry letterlik hier in hierdie pad, vat ek so 13 jaar, 12 jaar terug. Ry ek my dogter hier skool toe. Sê, papa, hoe vind 'n mens jou life purpose? Nou dink ek wil die ding nou nie opmors nie. Ek sê, ag my kind, dis maklik. So en so. Nou jy kan julle ken mos daai kinders hoe hulle oë so rol. Sê, ag pa, maar mense is hy geïnteresseerd. Sê, wat bedoel papa? Ek sê, man, haal jou selfie uit, haal jou foon uit, sit op selfie mode. Hoe vind jy jou life purpose? Neem gou 'n selfie, almal van julle neem gou 'n selfie daarso, ek wil hê jy moet dit onthou. Kom, haal jou foon uit, neem gou, sit hom op selfie mode. Jou hare vergeet jou hare te kam, maar ek sien daai ding. Dis vroegoggend. So mense, neem 'n selfie, kyk wat het jy in jou hand. Dan gaan jy en jy gaan kyk wat se behoefte is in die wêreld. En dan koppel jy die twee aan mekaar. Jare terug was daar kerke, elke tweede kerk het 'n ontdek jou gawes kursus gehad. Weet jy hoekom het die ding nie gewerk nie? Want hulle het nooit 'n koppel jou gawe aan 'n behoefte in die wêreld kursus gehad nie. Jy het net gesit en ek het my gawes ontdek, maar ek het dit nooit gekoppel aan 'n behoefte in die wêreld nie. Jou life purpose word gebore. Mense, ons is mans, ons is oud genoeg om te weet. As jy iets gebore wil kry, het jy twee partye nodig. Daai kinders van die wind storie was nie waar nie. Daai liedjie was misinformation. So jy het twee partye wat by mekaar uitkom, dan word jou life purpose gebore. Weet jy wanneer is dit die engel in die hemel wil klokkies lui? Wanneer 'n man sy life purpose vind. Want jy sê, maar ek het talent, ek het ervaring, deur dit vir my klomp. Het selfs my pyn, selfs my probleme kan ek in 'n geleentheid omskep. Ek het so 'n ou pa gehad, hy het nog teen die All Blacks rugby gespeel. Hy was 'n baie interessante pa, sielkundige pa, dominee, pastorale sielkundige. Hy het so 'n groot hande gehad. Hy kon 'n rugbybal so in een hand vashou. Hy sê, Gustaf, mens kan van elke verleentheid 'n geleentheid maak. Mense, selfs jou verleenthede in die lewe kan jy vat en dit word jou boublokke dat jy sê, nou het ek pyn ervaring, nou kan ek hierop sit. Ek sit met 'n kliënt nou, sy's gebord nou, sy het kroniese pyn. Ek sê vir wat gaan ons nou doen? Ek sê, nou gaan ons vir die volgende 2 jaar die metodes uitwerk hoe mens pyn hanteer, met lagterapie, met dit. So sy gaan die oplossing kry, wat sy vir ander mense wat kroniese pyn het. So mense, baie keer word jou probleem, word ook dan die oplossing wat jy vind. So mense, as jy op hierdie stadium sit en jy sê, maar luister, wat moet ek nou met my volgende hoofstuk doen? In hemelsnaam word heel. Nommer 2 word effektief. Effektief is, koppel jou behoefte, jou talent aan 'n behoefte. En daar's nie net geld maak behoeftes nie, jy het jou day job, jy het jou, kom ons noem dit nou maar jou side hustle wat jy doen, wat jy jou ekstra inkomste verdien. Maar geld maak is maar een behoefte. Gaan staan in die spieël en kyk na wat lyk jy, dan sê ek lyk soos die man tipe. Nou waar is hierdie goed nuttig? So 'n tipe kan nogal 'n pa wees. Jy het nie al kinders wat 'n behoefte het om 'n pa te hê wat nie afwesig is nie, wat daar is, wat self uitgesorteer is, wat nie sê maak soos ek sê, moenie maak soos ek maak nie. Het so 'n persoon, as jy hierdie man tipe is, daar nie dalk 'n vrou wat so iets nodig het, wat sê maar luister ek wil 'n ordentlike man hê, wat nie uitstikkendheid allerhande nonsens aanvang nie, maar wat regtig goed arriveer as 'n heel mens.
Is daar nie 'n vriende wat sê, maar luister, dis die ou wat dit nodig het dat jy hom uit hy's op pad afgrond toe man, hy's op pad hel toe, dat jy hom vat en dat jy hom sê, luister broer, ek is jou vriend. As ek nie jou vriend was nie, sou ek jou gelos het. Is daar nie, as jy kyk in die spieël en jy sê, wat het ek in myself? En dan gaan sit jy en jy sê vir die Here, hierdie ding moet ons spesifiek maak. Vandag het ek nie tyd om hierdie ding, ek kan vir die algemeen sê, wat 'n mens moet doen, ek kan sê, hoe mens moet doen. Ons het nie vandag genoeg tyd om dit te doen. Nou moet 'n mens gaan sit en jy moet gaan dedication sit en sê, maar nou moet ek my spesifieke, ek met my unieke talent, met my ervaring, wat is my volgende lewenshoofstuk? Soos ek by Mr. Cool gaan sit het, en gaan sê, ek wil nou weet, ek wil nou duidelikheid kry oor wat is my spesifieke behoefte, met my unieke agtergrond en wat die wêreld se behoeftes is. En dan gaan sit jy, en as jy dit doen, dan word jy 'n man met 'n plan. Dan kry jy 'n man met 'n plan en jy word effektief. En dis nie die laaste ding wat ek wil doen nie, maar ek wil net vir jou dan sê, dan moet jy begin om 'n life plan te kry. Weet jy wat is die probleem met mans? Hulle het baie keer 'n fiksheidsplan en 'n strategiese besigheidsplan. Wieveel het strategiese besigheidsplanne? Okay, wieveel het 'n fiksheidsplan? Wieveel het 'n self-slypplan, 'n self-improvement plan? Bietjie minder. Wie van julle het 'n oorkoepelende geïntegreerde lewensplan wat jy kan uithaal en vir my wys? Nou mense, hoe kan jy 'n huis bou sonder 'n argiteksplan? Geen wonder ons karring so aan nie. So waar is jou geïntegreerde lewensplan? En dit is wat, as jy vra wat is my, ek het vandag gesê, dit gaan nie oor my storie, dit gaan oor jou storie. Maar wat is my storie? Wat is die behoefte wat ek raak gesien het? Ek het gesien, mans het nie planne nie. En ek weet, daar's niks so effektief soos 'n man met 'n plan nie. So help net hierdie mans om hulle energie in die regte rigting in te sit. So, wat doen ek Saterdag? 'n Voldag seminaar, jy stap weg daar as 'n man met 'n plan. Wat gaan ek nou volgende Saterdag in Bloemfontein doen? Daar's 'n huwelik, wat het ek pas in Namibië gedoen? Wat het ek ook onder andere Singapore gedoen? Ek kan dit nie glo nie. Daar's mense wat nie 'n huweliksplan het nie. Dan sê ek, okay, waar is jou plan? Het jy 'n plan met jou huwelik net soos jy met jou besigheid? Geen wonder die ding vorder nie. So kom ons kry die key performance indicators. Kom ons kry die kritiese prestasie areas van 'n huwelik. Daar's 12 goeders. As jy hierdie goeders doen, gaan jy sukkel om 'n mislukking te maak van jou huwelik. As jy hierdie goeders een van hulle afsteek, dis die dealmakers en die dealbreakers, dan gaan jy swaar kry. Mense causality, oorsaak gevolg. So mense, die Here wil jou effektief maak. Baie keer sit mense sê, okay, Here het my nou heel gemaak, gee nou vir my krag. Dan val daar so 'n papiertjie uit die hemel uit, dan sien ek oor dis 'n Virgin Active of 'n Planet Fitness lidmaatskap kaartjie. Weet ek nie. So die Here sê vir ek het jou nou heel gemaak. Hy sê vir jou, daar's die speelgrond. Hoe moet jy op aarde werk? Jy moet 'n plan kry. Jy moet 'n man met 'n plan wees. So kom ons kry, weet jy wat is die probleem met mense? Lui mense het geen planne nie. Mans wat depleted is en flat is, het nie planne nie, hulle het opgegee. Mans wat te suksesvol is, het te veel planne, dan procrastinate jy. Maar weet jy, ons het die lui mense te min planne, die effektiewe mense het te veel planne, en dan procrastinate jy. En wat moet jy eintlik doen? Jy moet jou planne minder maak. Jy moet volgens prioriteite begin speel. En dit kan ek vir jou sê, dat jy dit moet doen. Hoe mense dit moet doen, kom praat met my, daar is metodes. Dat jy vir jou prioriteitslys kry. Man sê, maar ek het nie tyd nie, ek sê, dis nonsens, jy het al die tyd in die wêreld. Hoeveel tyd het jy? 24 uur. Hoeveel het ek? Meneer, jy het nie 'n tydsprobleem nie, jy het 'n prioriteitsprobleem. Dis jou tydallokasie wat die probleem is. En daarom gaan sit ons, en as jy sê, as jy op die hoofprioriteite werk, dan val die ander goeders in plek. Mense, dis wat die Here vir jou vra, word heel, word effektief. Kan ek een ding vandag vir julle vra? En ek wil vandag vir jou 'n geleentheid gee. En die geleentheid gee is, ek gaan nou vir jou vra nie, moet dit nie nou doen nie, ek gaan vra om jou oë toe te maak, en ek gaan vra dat jou vuis so opsteek boontoe. So steek so lank jou vuis op boontoe, en maak jou oë toe. En nou wil ek vir jou vra, as jy moeg is om op jou eie metode te werk, as jy moeg is, dat mense jou raak sien, dat jy moet fake, wanneer mense vir jou vra of dit goed gaan. En as jy al sukses bereik het en jy die leegheid van sukses getref, wil jy nie net vandag sê,
Ek wil nie meer van buite na binne leef nie, ek wil van bo na binne na buite leef. En weet jy, al wat jy moet doen, is jy moet net, en almal maak julle oë toe asseblief. En as jy vandag wil, en sê, maar Here, ek wil van bo na binne na buite leef, maak jou hand oop, as 'n simboliese daad, dat die kanaal kan oopgaan, dat dit kan invloei van bo, en heel maak binne, vol maak binne, dat dit kan uitvloei na buite. Maak jou hand toe, bring jou hand af, en maak jou oë oop. En mense, as ek vandag net dit van jou kan bereik, kan ek afsluit met 'n storie. Daar's baie maniere, né, wat jy van hoor sê van hierdie goeters hoor. Ek het baie goed van hoor sê gehoor. Maar dan vat die Here jou en hy gaan staan jou voor en jy gaan dit, jy kan sê, maar luister, ek het dit nou in persoon ervaar. Ek was in Iran gewees, ironies genoeg. Ek werk op Weird en on wonderful plekke. Ek was in Afghanistan gewees. Ek was die afgelope tyd 29 keer sedert 2009 in Iran. Dit is nie jou toeriste destinasie van keuse noodwendig. Maar ek het daar geleenthede gehad wat amazing. Ek wil julle 2 stories vertel. Dat in Iran word ek eendag word my agent daarso uit 'n charity en jy mag nooit politiek praat, jy mag nooit geloof praat, jy mag niks praat daar nie. Jy kan net met jou menswees daar intree, maar hy het 'n charity vir die kankervereniging. En sy spreker sneeu vas in Kanada en ek is op die punt om my vliegtuig te board vir 'n ding wat ek in Engeland gaan doen. En op 'n oomblik bel hy my en sê, "Kan jy vinnig kom, my spreker het gehad?" En ek sê, "My tas is ingecheck, ek kan nie." Hy sê, "Waartoe vlieg jy?" Ek sê, "Nee, ek vlieg nou soontoe." Hy sê, "Man, as jy in Engeland land, ek koop vir jou vliegkaartjie, die ding lê reg daar, kom net, ek het 'n spreker nodig." Ek sê, "Oké, ek sal dag 1 van my, gelukkig bied ek dag 1 nie aan nie, ek bied eers aan van dag 2 af." Ek sê, "Oké, ek sal vinnig kom." En ek stap soontoe en daar sit mense en dit is die kankervereniging van Teheran wat daar is en daar sit 'n klomp mense daar. En ek sê vir hom, nou dan, sy naam is Sepper, ek sê vir hom, maar dan moet ek enetjies praat. Ek kan nie hieroor praat as ek dan nie oor Jesus kan praat nie. Want ek gaan vertel hoe my pa kanker 4 keer oorleef het en die 5de keer die eerste dag gesterf het. En ek kan vertel hoe hy wonderbaarlik genees is. So ek kan nie die storie verander om by jou politiek te pas nie. En ek staan in die gehoor, is 'n gehoor van so 1200, 1300 mense en hy sê altyd met al sy goeders is die eerste 20 kaartjies, weet hy is uitverkoop want dis die ouens wat kom spioneer op jou en kyk op jou. So hy weet altyd hy's 20 kaartjies gewaarborg. En ek praat en ek sit in die gehoor en ek sê vir mense maar die naam van Jesus is in die taal Isa. En ek sê maar my pa is 4 keer deur Isa genees. Toe ek standaard 8 was, graad 10 was nou, toe het hy kanker gekry, hy het die aand gebid, maak jou begeertes met smeking en danksegging bekend en die vrede wat alle verstand te bowe gaan oor jou kom. Toe die dokter Bokkie van der Spuy die plate neem en sy bors wat oop lê daar, kyk, toe sê hy, is dit die regte plate, want dit stem nie ooreen nie. Hy sê, is dit die regte pasiënt? So, ons het wonderwerke beleef. En ek vertel van al die wonderwerke, hoe Isa in ons gesin se lewe ons aangeraak het met spesifieke tye. En ek weet nie wat my binnevaar nie, ek eintlik weet ek is die Heilige Gees. En in die middel van die rand vra ek vir mense om te doen wat julle nou gedoen het. En ek sê, steek julle hande op, die wat wil aangeraak word deur Isa, Jesus. En 80% van die gehoor steek hulle hande op. Die 20% uit die hoek daarachter voel ek, daar's mense wat my wil doodmaak, ek kan dit in my geestesoog, en op daai oomblik trek die Here 'n gordyn oop, en ek kan hierdie goed nie uitdink nie, kom uit 'n rasionele familie, dis nie emosioneel wegvoerbaar baie nie. En die Here trek 'n gordyn oop, en ek sien in die gehoor ligstrale. Ek sien dit letterlik, is asof Here vir my 'n 4-dimensionele, buite 3-dimensionele prentjie gee. Ek sien daar sit 'n Christen, daar sit 'n klompie Christene, daar sit 'n klompie Christene. Ek sien die lig daar. Die lig wat in hulle geval het wat uitstraal, is asof die gordyn weer toegaan. En my geloof is versterk. En waarna die tyd wat hulle daar is jy 'n legende in jou eie etenstyd daarso, want as jy na die tyd kom, almal vir hulle neem foto's, jou retinas kan dit nie meer later vat nie. Almal wil saam met jou 'n selfie neem. Maar my agent sê, ek moet lughawe toe gaan, hulle was laat. Hy sê, Gustaf,
ons gaan jou onmiddellik hier uitkry, want voor die ouens kan kom, om my toe nou in die moeilikheid in te bring daarso. Het hulle my by die agterdeur uit, in die taxi, lughawe toe, uit die land uit. En na die tyd sit ek en sê, what was I thinking? En ek sê, weet jy, gelukkig het ek nie gedink nie. Jy het net geluister na die Here op daai oomblik. En daai belewennisse, en die laaste belewenis wat ek net mee wil afsluit, van as jy wil aangeraak word deur die Here, hoeveel keer, en eendag kan ons daaroor gesels, van hoeveel momente waar die Here jou voorgestaan het en jou aangeraak het, maar ek kom uit Iran uit, dis hoekom ek die storie begin vertel het. Op Februarie 2020, 27 Februarie kom ek daar uit. Ek is so siek soos 'n hond. Daar voor hulle geweet het wat is COVID, het ek het toe nou gehad. Ek lê so, ek dink dis die vrotste griep wat ek in my lewe nog gehad het, hierdie. Dis die slegste een ooit. Ek snak na my asem en ek word gesond. So ek het immuniteit. En Desember kan ons Kersfees doen, jy kan dit mos tog weer kry, al weet jy kry dit mos in 'n ligte graad. Maar my dogters, nee, jy wil mos altyd maar 'n pa wil maar 'n bietjie dogters beïndruk. En ons daar so 'n plek waar ek my fiks geoefen het, en toe ek 'n jong man was, ek het my in die Noord-Transvaal atletiekspan geoefen, ek het my top fiks geoefen daar. En dan sê pappa, kan jy nog? Ek sê natuurlik my kind. En ek sê maar my daai tyd was dit en ek hardloop. Dis maar ek voel ek kan nie meer nie. So pappa, jy het dit net nie gemaak nie. Vat dit weer. Ek sê maar ek sê jou wys en ek hardloop. Maar het jy al daai strip jou moer, daai moertjie wat jy daai toe ek daar bo kom, toe maak ek die tyd en ek voel nou het ek iets in my liggaam gestrip. Nou het ek iets verkeerd gedoen hier. En ek het my in die hospitaal ingeoefen, kloof daarso, 18 dae later, 18 kg verloor, stap daar uit soos 'n geraamte, en daar stap ek in die hospitaal. Wat het gemaak dat ek dit oorleef? Halfpad deur, lê ek eendag, en dit mos COVID, jy onthou mos jy op jou maag laat lê. Jy kan nie so lank met jy al beter asem, maar jy kan nie so lank op jou maag lê, en hulle draai my op my rug, en ek kry nie droom nie, ek is helder wakker, en in my geestesoog gaan die dak van die hospitaal oop, en ek sien 'n helder lig. En ek besef, ek weet wat dit is. Dis oorstaptyd nou, Gustaf. Julle weet mos, as jy die lig sien, en ek is bang, en ek is angstig, en ek wil nie, en ek het 'n vrou, ek het 3 dogters, ek wil lewe vir hulle, maar die liefdevolle lig is so aanloklik, dat ek wil nie, ek wil hier bly, maar ek wil amper oorstap, en is so mooi. Toe ek het my vrou vertel, sê, het jy regtig oorweeg om te gaan? So, dis so kwaad vir my. Ek sê, maar jy weet nie hoe mooi dit, hoe liefdevol dit was. Maar dit is asof die Here vir my is 2 dinge laat beleef het. Voor die lig vlieg daar 'n duif in, en ek voel hy daal neer, en waar ek daar angsbevange en bevrees lê, voel dit asof hy van bo na binne my vervul. En daar's 'n snaakse ding wat gebeur, soos water wat ander water laat uitloop. Die angs loop uit en 2 goed gebeur in my lewe, vrede en vreugde. Gaan lees wat staan in Korintiërs, jy word vervul met vrede en vreugde. En daar lê ek, so siek soos 'n hond, ek kyk na die vital statistics wat sleg lyk. COVID, jy beteken dat my hartklop het gegaan tot 40, dan dink jy, nou moet ek my voete beweeg, ek gaan doodgaan. Hy het gegaan tot oor 200, dan dink ek, nou gaan die pistons uitbring. Kyk ek dit so, dan het ek vrede. Okay, whatever. Want ek het vrede en vreugde. En daar gee die Here vir my die boodskap, Gustaf, death is not available to you today. En mense, vandag is my boodskap, die dood is nog nie vir jou beskikbaar nie. Jy is nog vandag hier, omdat jy 'n man met 'n doel, en 'n man met 'n plan, en 'n man met 'n life purpose moet wees. En tot dan, vat daai aflosstokkie, en tel hom op, en loop, en ek kan jou hier uitstuur vandag, maar ek hoef jy nie uit te stuur dat jy alleen onder wolwe uitgestuur word nie. Ek kan jou uitstuur dat jy sê, gaan nie in eie krag nie. Jy gaan, want die Here gaan voor jou wees, om die pad vir jou gelyk te maak. Die Here gaan langs jou wees, om jou te beskerm. Die Here gaan agter jou wees, om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here gaan onder jou wees, om jou te dra as jy mag val.
Die Here gaan bo jou wees om jou te inspireer, en binne wees om jou te vervul en energie te gee. As ek jou vandag uitstuur, nadat jy aangeraak is deur die Here, heel gemaak is, en vol gemaak is, kan ek hier ligdraers en fonteine die wêreld instuur, sodat jy 'n man met 'n plan en 'n man met 'n missie kan wees, wat nie alleen gaan wees nie, want die Here gaan elke pad, die God met ons, gaan saam met jou wees. Ek stuur julle daarmee uit. Tot later.